Ons begin 2015 met die definisie van Newton se universele gravitasiewet. Om dit te onthou, gaan na jou formuleblad en kyk na hierdie formule, want dit is basies die universele gravitasiewet in simbole. Nou moet jy dit net gaan herskryf in woorde. Elke liggaam in die heelal trek 'n ander liggaam aan met krag, daar het jy vir F, wat direk eweredig, dis bo die lyn, aan die produk van hul massas, so dis M1 maal met M2, en omgekeerd eweredig, jy weet dit gaan onder die lyn wees, aan die kwadraat van die afstand tussen hul middelpunte, d². Gebruik jou formuleblad, kyk na die formule en gebruik dit om die definisie in woorde te skryf. Ons eerste probleem, die massa van die son is 330.000 keer groter as die aardesin. Die afstand tussen die middelpunte van die son en die aarde is 1,38 maal 10 to die mag 9 meter. Bereken die gravitasiekrag wat die son op die aarde uitoefen. Jy gaan hierdie formule gebruik. Onthou, in fisiese wetenskappe gee hulle nie maar net die definisie lukraak nie. Hulle vra die definisie en dikwels die vraag daarna sal die toepassing wees van die definisie. Op jou formuleblad het jy dan belangrike gegevens. Die universele swaartekragkonstante G, wat jy gaan nodig hê in hierdie geval. Hulle het vir jou die afstand gegee tussen die twee middelpunte en dan die massa van die aarde word ook vir jou gegee. Nou vervang jy bloot die waardes in. F is 6,67 maal 10 tot die mag minus 11, dis op jou formuleblad. En dan het ons 'n lang breuk. Die massa 1 is natuurlik die massa van die aarde en massa 2 is die massa van die son. Massa 1 op jou formuleblad 5,98 maal met 10 tot die mag 24. En nou, vir die massa van die son, is dit natuurlik die massa van die aarde, 5,98 maal 10 tot die mag 24, maal met 330.000, want is 330.000 keer die massa van die aarde. En dan deel ons dit deur die afstand tussen die middelpunte, 1,38 maal 10 tot die mag 9, en dit word gekwadreer, want is d². En dit gee vir ons dan 4,13 maal met 10 tot die mag 26 Newton. Laaste vraag, hoe sal die gravitasiekrag wat die aarde op die son uitoefen met die antwoord op die vorige vraag vergelyk? Nou, die antwoord is, dit gaan gelyk wees aan. En nou vra hulle vir ons om 'n rede te gee vir hierdie antwoord. Nou, volgens Newton se derde wet, aksie-reaksie, is die gravitasiekrag wat die aarde op die son uitoefen, gelyk in grootte, maar teenoorgestel in rigting aan die krag wat die son op die aarde uitoefen. Aangesien die son baie groter is as die aarde, kan dit soms voel, maar luister hier, die aarde is tog kleiner, die aarde moet 'n kleiner krag uitoefen op die son, wat 330.000 keer groter is in massa. Maar in werklikheid is die gravitasiekragte gelyk volgens Newton se gravitasiewet.